Right, goeienaand almal. Ons gaan Afrikaans is vanaand. Môre aand is die Engels vir New Beginnings en dan gaan ons vooruitskeduleer dan van daar af elke maandag Afrikaans en elke Dinsdag Engels. Die ander calls wat ons het is die donderdag motivational call met Andrew. Hy sal die 12de weer terug wees. Intussen gaan ek maar aan op my eie en gesels met die mense. Ons het 'n lekker call gehad laasweek wat elkeen vertel het van hoe hulle week afgeloop het en dan 'n algemene update call op Saterdagmiddag. Als wat rekord is op die YouTube channel, gaan subscribe en dan kry julle al die goeders. Net vinnig, ons het hierdie week, of dan nou van laas maandag af, ek het nou met Benies gesels, 3 bronsborde volgemaak en geswaai, so dis 3 extra legends. Ek het ook vir haar gevra, want ek het nog nie self opgevolg, hoeveel silver profiele is daar nou al nie, maar sy het my gesê, dis 30. So dit is vir die hoeveelheid mense wat ons nou op het, is dit 'n redelike hoeveelheid. Onthou dat ons beloof nooit dat dinge gaan vinnig gebeur nie, dit gaan net konstant gebeur. So as daar nog mense inkom, onthou ons het 5 mense nodig op elke bord wat kan gift, want die legend sponsor 3 gifts in op die eerste bronsbord. So ons het mense nodig. As jy die $100 het nie, stuur vir Benies wat jy kan en dan sit ons mense op daarmee. Ek sal ook binnekort weer 'n paar dollars en so daar, ons het nou iemand wat nie ingekom het, ondanks wat sommer al 200 gegee het. Ons sal, soos die fondse beskikbaar raak, wat mense die bietjies bysit, dan sal ons nog mense insponsor, en dan as ons aan 'n bord werk, die eerste 3 sal ingesponsor word. Al pragtig. Daar's 'n hele klomp, die totale profiele is, het ek net gou gaan kyk, ek het ergens Benies, ek het somme gemaak, dan kan ek nie meer bewaar nie. Het ons dit ergens weggesteek. Ons gou hier so aanhaai, dan gee ek gou vir julle die syfers net. Ons is op 7.54% van die totale hoeveelheid profiele wat ons wil hê, wat 4096 is. So julle kan nou self 7.54, ek gaan dit gou maal vir julle. Plus 7. Nee, dat is nou met 'n 0 seker voorsit. Ek gaan nie op Excel so lekker som gemaak nie. 0.0754 mal 4096. Ons het nou 308 profiele op. Nog 'n lang end om te gaan. En dan van die 256 individuele mense wat ons graag wil op hê, is daar nou net so onder die 50%. 49.22% op. So dit gaan redelik goed. Elke een wat ons oplaai is een nader om mense deur te druk. En onthou daar's van die voorste profiele wat meer as die 3 insponsor op die bronsborde en baie meer as die 6 gaan insponsor op die silwer. Hierdie is 'n Afrikaanse call, so ek wil net so vinnig iets sê oor Afrikaans. Almal wat hier is weet heel waarskynlik van Hartstal ook. Die eie ander linies is waaraan ons baie al gewerk het is DCP, wat klomp mense nou binne het, dat ons die borde reg trek, en ons werk aan die tracks en die cruise en die camels en die eagles en die duikboot en 'n paar van ons eie linies is wat ons ook al baie diep gebou het. Een van die eerste redes of van die redes hoekom ek nie aan die begin betrokke geraak het by Hartstal nie, is as gevolg van die Afrikaans sprekende mense se inhaligheid en nydigheid. En ons het dit nou beleef in die Hartstal groep vanaand of vroeër deur die middag, waar niemand 'n plekkie onder die son geniet. Benies het vir my gevra 'n paar dae terug, kom ons kyk of ons Hartstal bietjie oomf kan gee en op die borde kan, waar die bilderskort kan regryk. En ons het gekyk na die borde, sy het kontak gemaak met die legends en gesê sal hulle confirm vir trickle up, en party het gesê hulle sal sommer confirm vir 2 of 3 sponsor posisies. Ons het besluit ons gaan Hartstal sponsor profiele oopmaak, waarvan ek 'n klomp oopgemaak het. Dit is nie my profiele nie. Dit is dieselfde as die Deep Dive, die Angel Guide, al daai profiele wat nie myne is nie. Enige ding wat my naam op is waar daar Angel by staan, is 'n sponsor profiel. Plus heel waarskynlik ook my eie. Ons sponsor groot bedrae en Benies sponsor groot bedrae mense in om te help. Ek het baie mense gekry wat nie $100 het, maar het dalk 50, dan help ons nog met die ander geld. Maar daar is nou 'n klomp mense wat nou weer vir Benies wil aanval. Wat ons probeer aan borde werk. Ons het op nie een bord gewerk sonder
om eers met die legend kontak te maak nie. En dan reël ons die links en dan registreer ons sponsorprofiele en dan het ek van 'n lys af vir 'n paar mense ingesit wat ek weet wat sterk bouers is wat in die toekoms kan bou op hulle borde. Baie selektief. Dis heelwat mense wat baie sterk bou op al die projekte. En dis hoekom ons hulle nou 'n kans gee op Hartsdal ook. Dit is 'n redelike groot village. Ek dink hy's net so 'n bietjie meer groter as wat die trein tans is. Maar hy het tot stilstand geruk. As gevolg van makleiery tussen die Afrikaanssprekende mense in Augustus. En nou dat daar 'n bietjie beweging is en almal nou opgewonde is, nou is daar 1 of 2 mense wat nou wil weet wat se gehartstaal sponsorprofiele is hierdie en hoekom is al die domeins vir die e-posse een domein. Ek het meer as 6000 e-posse wat geregistreer is op my domeins vir ander mense. Dis sonder my eie. Dis wat vir ander mense geregistreer is. Almal weet as jy 'n e-pos nodig het, dan kontak jy vir Jaco Conradi, betaal hom 15 Amerikaanse sente e-pos want hy moet sy data en goed betaal. En dan maak hy vir jou e-pos. Dis 'n eenmalige betaling, jy het 'n e-pos en hy channel hom vir jou na jou Gmail toe en daar sit jy met 'n e-posadres. Mense vat gewoonlik so 10 of 15 of hoeveel ook al nodig is. Bernice het vir my toe ons New Beginnings begin het gevra vir e-posse. Ek was toe nog nie betrokke by New Beginnings nie. Ek het vir haar die eerste 40 e-posse verniet gedoen. Toe het sy vir my 'n betaling gedoen vir die volgende 100, 'n betaling vir die volgende 100 en toe ek betrokke raak by New Beginnings sê ek, okay, ek sal nou aangaan met dit. Dit is nie nodig om nog te betaal nie. Dit vat nie lank om die ding te registreer nie. Dit vat net lank om te upload. Vir een of ander rede moet die bladsy oop wees om vinnig te upload. So ek los hom in die nag oop om te kyk of ons meer kan opkry. As jy 1 vir 1 doen, is dit vinnig. Maar as jy 'n bondel doen van 20 of 40 op 'n slag, dan vat dit 'n tydjie. So dis hoekom daar so baie @gravy.co.za profiele is. Of e-posse op Gift of Legacy. En stefanrood.co.za is net so baie. Daar's oor die 7000. Dit is 'n vreeslike klomp. Nou raak die mense opgewonde oor sulke klein goedjies. Iemand het baklei oor die Mercy Foundation. Hoekom is so baie foundation profiele op? Ek het vir Elkana Educational Center 'n profiel gegee van een van die links af. Mercy Foundation het 'n profiel gekry. Kana Foundation, Lavender, Auxilio, Seeds of Love het 'n profiel gekry. Dis almal mense wat profiele kan gebruik en wat almal al hulle eie mense ingebring het. Kana Foundation het oor die 40 mense al ingebring op hulle eie en hulle het 27 profiele. So hulle mik nou nog 14. Mercy Foundation bring vir elke profiel wat hulle het ten minste 3 mense in. Maar daai neidigheid en daai polisieman wil speel en alles wil ondervra. Ons het dit nie nodig nie. So alles is openlik, die faal is oop, almal kan sien wat aangaan. Vir die mense wat nog nie toegang het tot die Google Sheet nie, as jy wil viewing rights hê, kontak vir Bernice met jou e-posadres, jou Gmail adres sodat sy vir jou kan oplaai dat jy kan gaan kyk wat op die faal aangaan. Die faal is baie maklik. Wonder moet ek gou 'n share screen doen hierso. Ek moet hom nou net gaan opspoor. Waar is hy? Nee, dis die verkeerde bladsy. Ek net eers die bladsy gaan soek. Hier is hy. Maar wat ons weer probeer. Ek sukkel nog baie keer met die share screen. Ek moet vir Bux hier kry, slimmer as ek met die goed. Right, daar is die file. Jy kan sien al die gifters is in rooi. Dit beteken hy's klaar op die bord, so hy het login details gekry. En dan die wit is wat ons nog moet oplaai. Sodra daar fondse beskikbaar is, dan kan daai 4 dae opgelaai word. As iemand inkom met sy eie geld, skryf ons net een van daai klein bietjie af tot ons kan insponsor van ons kant af. En dan daar is die beplanning vir die eerste gifter en vir die tweede gifter wat die legend gaan insponsor. Daar is die beplanning vir die derde ene en dan die mense wat met hulle eie geld inkom of wat ons van die bietjies wat inkom insit, kom dan in daai oop spasies in. Daar's 'n naamlys waar al die name op is. Ons het hom nou gemaak, want ons het hom verander van die eerste datum af, die 9 November, wat die eerstes ingekom het, hoeveel profiele hy het, almal kan duidelik sien. Ewan van Soest het 4 profiele al, Andrei van As het met $100 al reeds 4 profiele, daar's 3 ingesponsor, Saret het $2800 ingesit, sy het 'n paar profiele al, en dan
Die mense wat meer geld insit, gaan obviously meer profiele hê. So gaan af. Alles is daar beskikbaar. Hierso is Helen de Tooy, het nou 'n paar profiele, want sy het 'n klomp ingesponsor. Bernice het 'n klomp ingesponsor. So dis alles sigbaar hierso. So as jy wil kyk na die file, dan vra vir Bernice om vir jou te laai sodat jy kan toegang hê tot die file. Right, stop share. Okay, dis omtrent al wat ek wil sê. Het almal lekker Kersfees gehou vir julle Christene wat Kersfees vier. Jy kan maar unmute en praat. Okay. Ja, ons vier die regtig Kersfees, maar ons het 'n heerlike familieete gehad. Want vir ons gaan dit oor sharing time, not sharing gifts. Ja, gifts word op baie keer verkeerd verstaan. Ek het nou dag met Andrew gesels oor die gifts wat die wyse manne gebring het en waar hulle vandaan gekom het. Een van die gifts verteenwoordig dood. Dis om te wys dat Jesus was in menslike vorm hierso. En hy moes voldoen aan die menslike vereistes, wat beteken jy lewe tot op 'n sekere stadium en dan gaan jy dood of jy word vermoor, soos dat hy nou aan 'n stuk hout vasgespyker is met sulke lang 6-duim spykers. Ja, en die doel van die gifts is om voorsiening te maak vir die vlug na Egipte. Voorsiening te maak vir wat? Vir die vlug na Egipte toe Herodes al die babaseentjies sou doodmaak. Dis reg, ja, dis af Egipte toe. Ja. Baie interessant as mens nou uitwerk na die ou geskrifte toe waar die wyse manne vanaf gekom het. Hulle het nie so vreeslik ver gekom en die meeste van hulle, dit is nie die 3 gewees nie, daar was 3 geskenke. Die wyse manne was 'n groep gewees, hulle word magi genoem. Magi, ek weet nie wat se regte Engelse naam vir dit nie. En daar was heel waarskynlik meer as net die 3, daar was dalk 100 gewees wat deurgekom het en hulle is al saam af Egipte toe. Baie interessante storie daai. Right, enigiemand anders wat iets vertel van Kersfees, het julle tyd saam met familie spandeer, het julle julleself gedra en nie te veel geëet nie? Ja, hierdie is die tweede Kersfees wat ek nie by my ma is nie, wat my ma nou al weg is by ons. En toe kyk ek na die foto's van 2 jaar terug. Sy het 'n vieslike klomp vleisgaar gemaak met sulke fyn beentjies en klomp breinrys en boontjies met aardappels gemeng en wortels met aardappels gemeng. Gonnes, dit was vreeslik. Dit was 'n groot ete geweest. Maar sy is nou in die hemel, so sy maak nou nie meer vir my kos op Kersfees nie. Ek het 'n lys gemaak van 29 mense. Wat ek gedink het dalk die ordentlikheid sal hê om vir my te bel en te sê, ons weet jy kan nie ry nie, maar miskien kan ons jou dalk kom oplaai en dan kom eet jy saam met ons Kersfees ete. En nie een van die 29 onetiese mense het my gebel nie eers om te sê Merry Christmas nie. En toe ek nou die middag begin mense bel en sê net Merry Christmas vir die Christene wat ek ken, toe begin hulle agterkom. Ek het hier op my eie gesit en vir my 'n lekker groentesop gemaak met klomp wortels en patats en groen russies en allerlei groentes en dinge vir Kersfees. So miskien kan ek volgende jaar by iemand anders gaan eet. Ek weet nie, dalk nooi Liana my uit of vir Stina of een van daai mense. As jy al die pad hier na Windhoek wil, is jy welkom. Windhoek? Stefan. Ek was lanklaas in Windhoek. Yes, Stina. Weet jy wat nee, ek sou veel eerder met jou groentesop geëet het as wat ek gedoen het op Kersdag. Ek sê dit maar net. Ja, is dit omdat die groentesop so lekker is of is dit oor die geselskap? Oor die geselskap. Mm. Ek sou inteendeel, ek sou niks of enige iets geëet het. Ja, jy sou nie daai sop kon uitlos. Jy weet jy, as ek eers klaar daai rooi peper bygegooi het in die body en ek gooi so 'n lepel van die appelkoeskonfyt by en dan het ek so 2 of 3 van die groen kruie wat ek bygooi. Jy gaan daai sop uitlos, jy gaan daai pot uitlek. Nou wil almal my nou uitnooi na Kersfees. Hierso Settlestein, nou moet ek Pearly Beach kom. Weet jy hoe ver is Pearly Beach? Weet jy hoe lank vat dit om daar uit te kom? Dis verskriklik. Maar ek sal kyk waar as ek volgende jaar die tyd het. Ag, daar gaan ek moet ek swak op min toe gaan. Ek moet dalk 'n draai in Namibië gemaak. Ek was lanklaas in Namibië gewees.
Pragtige Ja, plekkie man. daai. Pragtige plekkie. Right, wie wil ons nog verder vertel van die seëninge wat hulle ontvang het en ons maak hierdie ding sommer 'n motivational ding ook. Ons het nog genoeg tyd. Wie wil vir my nog vertel wat 'n seëning hulle als hierdie week ontvang het? My dogter het werk gekry. Oh, dis Jongste. pragtig. Ja, sy het Dis nou pragtig. haar laaste chefjaar gedoen. En die dag na sy klaar gemaak het met haar skool, kan sy vir interview en toe kry sy die werk. Dis So. goed. Ons het geëend. Ja, dis 'n goeie ding. Ja, baie van die mense wat leer om kos te kook en wil chefs word sukkel baie lank om ordentlike werk te kry, maar dis Net so. baie keer gebeur dit op snaakse maniere. Ons Ja, wag. nee, ons is ons here sien baie dank. snaakse dinge gebeur. Jong mense sukkel om werk te kry. Dis goed as hulle kan help. Ek probeer baie jong mense leer om hulle self te werk. Ek het tot so 22 maande terug op 'n plot in 'n tent gebly vir 15 maande wat ek die mense daar gehelp het om solarpanele op te kry en water uit te sorteer en al daai tipe dinge. En die eerste ding Ja, wat ons ons is- daai kinders leer is om self voorsienend te wees. Ons het 'n groentetuin in die gang gekry, so 4 hektaar. En Self-sustainable hulle het so wees. baie groente gemaak dat hulle begin aan die goed verkoop het aan die mense rondom hulle, sodat hulle kan 'n inkomste hê Dis vir die ander tipe goed soos meel en goed wat jy moet koop. Maar hulle het mielies geplant en hulle het tot sonneblomme bymekaar gemaak en geoes vir die en was voelkos verkoop. Daar was pampoene en allerlei goed, squashies in die hele wêreld vol. Oh, Al te pragtig. Dis Net met die jong mense leer om vir hulle self te kan onderhou. net so. Nou, wie wil nog vertel van hulle laaste week wat so lekker was? Cheryl, wat het met jou gebeur vandag? Jy het amper van jou stoel af geval. Ek het. Ek kom maar so in Engels oorslaan because now I was blessed with a lot of gifts today and I'm truly grateful. Thank you, Stefan. You know exactly what it's about. Yeah. Ja, jy moet in Afrikaans praat. Jy het gesê vanmiddag vir my jy kan Afrikaans praat. Ek kan maar ek is net bang ek kan hak vas aan hakel ek. Nee, moenie worry oor hakery nie. Afrikaans is ook nie my eerste taal nie. Jy moet gesels. Ja, dis 'n plesier gewees om jou so 'n bietjie te help. Ja, Cheryl, kyk vir my na 100 van my sponsorprofiele wat ek het. Maak sy seker dat daar ingelog word en kyk wat op die borde aangaan. Dit ek vir so 1 of 2 profieletjies gegee vandag. Ek het nou nog 2 mense bygekry vandag om profiele te check en sê ek vir hulle ek betaal nie 'n sent nie. Ek sal vir julle profiel gee. Elkeen toe. Hulle is dood happy daarmee gewees. Toe land die een op 'n bord wat onmiddellik optrikkel Bilder toe. En toe maak die bord vol. En toe gaan sy guide toe. Van gifter af guide toe binne 'n paar ure. Ek het nou sopas 'n 10 minute warning gekry op hierdie call, so dit vir een of ander rede die 7 uur calls wil nie lank hou nie. So ons het nog so 10 minute as enige iemand nog. Ek sien Irma is ook op van daai koue plek noord van Londen. Hoe koud is dit daar by julle vandag, Irma? Irma is dalk besig om te werk. Ja, jy moet unmute, anders kan ek jou nie hoor nie. Okay, nee, is alright. As jy nou. Ou Kersaand en slaap en die Kersdag het ek gewerk. So ek het in 2 huise Kersfeesmaaltye gekook met die mense met wie ek werk. En toe huis toe gekom en ek het toe vir my dogter en haar familie, hulle het Sondag laatmiddag uit Johannesburg uit gevlieg. So mense sit nog 'n bietjie onder spanning want daar was nou baie stakings hier in Engeland met border posts en bagasie en so aan, maar hulle het goed uitgekom. Hulle is op die oomblik by my. Dis lekker. Ja, as jy familie by jou is dit 'n goeie ding altyd. Dis altyd 'n baie goeie ding. Ja. En as 'n lekker wit Kersfees, So. Julle kry mos sneeu. Ons kry nie sneeu by ons Maar nie, in ons is elk te geval, warm. ek wil vir jou baie dankie sê. Nee, ons het net gesmeld, daar was niks
reën. Maar Okay, dit was baie mooi. Geleentheid gebruik maak en vir jou baie dankie sê vir wat jy doen vir ons. Baie dankie. Nie Dis 'n net vir plesier. ons nie, vir die wêreld. Baie dankie. Dit is 'n groot plesier, Irma. Right, is daar enige iemand anders wat nog ietsie wil by sê? Waar is die mense wat altyd so lekker baie gesels? Julle is min hierso. Ja. Wie klomp Namibiërs op? Mikaela, hoe gaan dit met jou? Ek het nie geweet jy wil jy kan Afrikaans praat. Ek het al met jou Afrikaans gesels. Dit gaan goed, 100%. Die son skyn, so dit gaan goed. Baie dankie. Vir 'n slag skyn die son. Ons het 'n bietjie donder weer hier by ons nou. Ek dink ons gaan dalk vroeg vanaand reën kry. En Dassie kry dit onder die tafel weg. Dassie het gistermiddag hier ingekom by my huis met 'n bek wat kwyl. Toe dog ek die kat wil haarself oorgee aan die dood. Maar sy het nou vanoggend daarom weer begin eet. Dit blyk vir my iets het haar beet gehad. Spinnekop of 'n gogga wat haar gespuit het of iets. Maar sy lyk daarom nou weer beter. Maar sy kruip nou weg onder die tafel want die donderweer is besig hier buite. Ons gaan dalk goeie reën kry vanaand. Ja, Namibië is maar 'n sonnige plek. Julle het baie plek vir sonpanele daar. Want julle kry baie son. Dis waar. Son. Behalwe aan die kus. Ja, daar's mistigheid. Swakopmund kry baie mistigheid. Maar dit kan warm word daar as daai oos weer daar op is en dan brand jy jou alie los in Swakopmund. Ja, maar daar's genoeg sonure vir solar panels en ewen die kus. Jy het 'n paar ure nodig. Wat die mense moet leer is net om die solarpanele te kombineer met die windwaaiers. Jy hoef nie 'n baie groot ding, jy moet so groot soos 'n windpomp wees. Dan jy wind in die nag. As die wind draai van die see af deur die nag aan die kus, dan het jy die krag in die nag, jou batterye bly vol, dan kan jy baie goeders hardloop. Jy kan ysvaste hardloop deur die nag. Dis net die goed wat baie krag gebruik soos 'n microwave en daai goeders. Maar jy kan met 'n paar solarpanele in 'n windpomp kan jy jou lewe aan die gang hou. Ja, ek het nou eendag 'n interessante ding gesien van 'n ou wat hy maak van PVC pyp. Is een of ander ding wat met bewegings, met net gewoon as jy verby hom stap met daai trillings wat dit veroorsaak, dan vibreer die dingetjie binne en so 'n raaitjie ding. Ek kan nou nie al die tegniese woorde onthou nie, maar met dit wek hy ook elektrisiteit op. Dis baie interessant. Ja, elektrisiteit is energie, vibrasie is energie. As jy kyk na Tesla wat so goed uitgewerk en hoe hulle sy goed probeer wegsteek vir die mensdom. Hy het 'n stuk grond uit het hy 2 eisters ingeslat en krag opgewek. Maar hulle steek vir ons daai goed weg want dan beteken dit die ouens wat die steenkool brand en al daai goeders kan nie geld maak nie. Dis maar ons moet net ons eie goeders doen. Right, ek het niks veel te sê verder nie. Is daar enigiemand anders wat iets wil sê voor ons klaar maak? Right, dan is ons klaar vir vanaand. Môre aand is Engels. Donderdag is motivational. Saterdag is my algemene update waar ek oor die Dream projekte ook baie gesels. Dankie vir elkeen wat 'n paar sente bygedra het vir om mense in te sponsor. Elke dollar tel. Elke mens wat nou op die file is, $1 gee, dan sponsor ons 1 volle posisie in. As elkeen $2 gee, is dit 2 posisies. Dis hoe maklik dit gaan. Baie lekker. Right, julle kan julleself dan unmute en dan skryf vir ons bye-bye en dan sal ek die recording so binne 'n paar minute op hê. Bye, Bye, Benny. Bye, Jocelyn. Bye, Linda. Bye. Bye, Jocelyn. Bye. Bye, Christina. Bye. En dan kan ek nie sien nie. Daar's my sien nie weg. Right, dis genoeg. Leon, kom by. Dankie vir my blessing, kaptein. Besier.